goeiemôre, goeiedag, waarvandaan julle ook al kyk, en watter tyd. Van my Ansie Smit, Yvonne Besuidenhout. Het is 'n wonderlike voorreg om weer deur die woord te stap, om meer te leer. Ons praat vandag oor die onderwerp offense, of aanstoot gee, of aanstoot neem. So kom ons kyk 'n bietjie, Yvonne, wat sê die woord? Ja, ons het verlede week het ons 5 punte aangeraak waarna ons moet let wanneer ons in hierdie situasie kom, wanneer iemand ons aanstoot gegee het of wanneer ons aanstoot veroorsaak het. Maar kom ons kyk 'n bietjie vandag spesifiek na die verskillende skrifte rondom hierdie onderwerp. Romeine 5 vers 3 sê, julle moet dit weet, Christus het ook nie net dinge gedoen wat lekker is vir hom nie. Dit is soos daar in die Ou Testament geskryf is, die mense wat vir u beledig, is die mense wat my beledig. So ja, Jesus is beledig baie keer hier op aarde, so hoe kan ons as mens dink om minder beledig te wees? Maar hoe het Jesus hierdie aanstoot, hy het nie aanstoot geneem nie, hy het al hierdie dinge toegepas om te sê, kom ek wees net rustig daaroor. Nehemia 4 vers 4 sê, ek het gebid en gevra, onse God, u moet luister hoe spot hulle met ons. U moet hulle vyande vir hulle laat spot. U moet hulle gevangenes laat word in 'n ander land. Hier weet ons Nehemia, hulle was besig om die muur te bou en Sanballat en sy vriende het regtig vir hulle probeer keer. En toe hulle dit nie kan regkry om hulle te stop om die muur te bou nie, het hulle die mense aangehits om met hulle te spot en die spot met hulle bedrywe. Maar ons sien hier, hierdie mense het nie die aanstoot geneem nie, hulle het na God gegaan en gebid daarvoor. Esegiel 36 vers 15 sê, die Here het gesê, ek sal keer dat die ander volke julle nie weer beledig en spot nie. Julle sal nie weer julle mense se kinders laat sterf nie. So kom ons, kyk hier sê God, ek sal vir julle stry. Ek sal nie toelaat dat hierdie dinge gebeur nie, want wanneer ons dit in God se hande gee en nie ons eie hande neem nie, dan doen hy wat die skrif sê. Matteus 5 vers 23 en 24 sê, wanneer jy jou offer na die altaar bring, en jy onthou dat jou broer kwaad is vir jou, moenie dan offer nie, los jou offer daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer, kom dan terug en bring jou offer vir God, want dit is mos nou weer daar waar ons gesê het, ek vergewe soos ek ander skuldenaars vergewe. As jy dan weet jou broer het iets teen jou en hy is nog ongelukkig oor iets, dan gemaak die saak met hom uit, dat die Here jou offer kan aanneem, dat dit 'n lieflike geur vir hom sal wees. Psalm 10 vers 7 sê, hy hou aan om mense te vervloek en te bedrieg en te verdruk. Hy maak altyd planne om mense te laat swaar kry. Mense wat niks verkeerd gedoen het nie. Kom ons gaan lees 'n bietjie die hele Psalm 10, dat ons mooi kan verstaan wat die Here sê. Ja, die vyand is daar. Hy wil hê dit moet met ons swaar kry. Hy wil nie hê dit moet met ons goed gaan nie. Efesiërs 4 vers 32 sê, julle moet vriendelik wees met mekaar. Julle moet jammer wees vir mekaar en julle moet vir mekaar help. Christus het gesterf en God het julle vergewe. Daarom moet julle mekaar ook so vergewe. So kom ons wees die Jesus gesindheid in ons lewe. Kom ons pas dit toe in ons lewe. Jesus was altyd vriendelik. Hy het mense gehelp. Hy was 'n toonbeeld van hoe ons moet handel. Ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie verder in die woord. 1 Samuel 17:26. Dawid het vir die manne wat by hom gestaan het gevra, wat sal die koning doen vir die man wat hierdie Filistyn wen, sodat hy nie meer die Israeliete sal spot nie? Want wie is hierdie Filistyn? Hy's 'n heiden. Hoekom sê hy die soldaat van God wat lewe beteken niks? Gaan lees weer hierdie skrifte en pas toe op julle lewe. Kolossense 3:13, julle moet geduldig wees met mekaar. As iemand iets verkeerd gedoen het, dan moet julle nie kwaad wees vir hom nie, julle moet hom vergewe. Die Here het julle vergewe, en so moet julle ook mekaar vergewe. Nie so 'n maklike opdrag om altyd geduldig te wees as iemand iets verkeerd gedoen het nie, maar dit is 'n opdrag in die woord dat ons geduldig moet wees, dat ons moet vergewe,
Kom ons kyk ook Kolossense, ons het nou Kolossense 3:13, gaan lees dit gerus in die verskillende vertalings, want dit gee ook net vir jou 'n beter begrip, jy verstaan die dinge beter. Psalm 42:10, ek sal vir God sê, my rots, hoekom het U my vergeet? Hoekom moet ek aanhou, rou, omdat vyande my laat swaar kry? As jy in psalms gaan lees, hoeveel keer was Dawid ook te nagekom, het die mense gespot, het hulle hom gedreig, hulle wou hom vermoor, maar elke keer het hy sy toevlug geneem na God toe, en hy het dan ook vir sy vyande gebid en gesê, vergewe hulle. So kom ons gaan leer ook bietjie, lees 'n bietjie in psalms, Romeine 12:18, julle moet hard probeer om met vrede met ander mense te lewe. Ook 'n moeilike opdrag. Dit is nie altyd so maklik om met vrede te lewe met ander mense nie. Baie keer is hulle moedswillig, soos Yvonne gesê het, vir alles hulle weet, jy's 'n kind van die Here, toets hulle jou baie keer, hulle daag jou baie keer uit, hulle spot baie keer. So kom ons leer ook, en ons probeer om met vrede met alle ander mense te lewe. Ja, en hierso in Psalm 50:20 vermaan die Here ons, hy sê, jy sit en praat teen jou eie broer en jy beskuldig hom. Kom dat ons ook maar versigtig wees wat ons doen. Dat ons nie teen ons eie broer ook beskuldig en van hom skinder nie, want dit is niks anders as skinder nie. Baie keer dink die mense, maar ek drink nie, ek vloek nie, ek steel nie, maar hulle skinder. Wat is die verskil? Sonde is sonde. So kom ons leer al hierdie dinge af, en kom ons leer nie so maklik om die splinter te gaan soek in 'n ander ou se oog, terwyl ons eie balk nog daar is nie. Psalm 69:7 sê, my Here, Here, wat oor alles regeer, daar is mense wat in U glo. U moenie dat hulle voel hulle verloor teen hulle vyande oor iets wat ek gedoen het nie. God van Israel, daar is mense wat glo dat U hulle sal help. U moenie dat hulle vyande hulle verneder nie. So hierso sien ons dat die skrywer 'n oproep het na die Here en sê, Here, dit wat ek verkeerd gedoen het, moenie laat ander mense daaronder lê nie. Hoeveel keer doen ek en jy dinge verkeerd as gevolg van dinge wat ons kies, en dan lei ons hele gesin daaronder, of ons kinders lei daaronder. So hierso vra die skrywer, Here, moenie laat ander lei onder wat ek gedoen het nie. So dit sê vir jou, dis iemand wat berou gehad het oor wat hy gedoen het. En hier sê hy ook, Here, moenie laat hulle die vyande hulle verneder nie. Daarom kan ons net bid, elke dag bid vir beskerming, en die sê, Here, ons pleit die bloed van Jesus oor ons kinders, sodat die vyand nie kan inkom nie. Kom dat ons nie 'n deur oopmaak vir die vyand nie. Matteus 18:15 sê, as die een van die ander gelowiges sonde gedoen het teen jou, dan moet jy eers met hom raas waar julle twee alleen is. As hy luister na jou, dan is hierdie gelowige weer saam met jou. Met ander woorde, spreek hierdie persoon aan alleen, en sê vir hom, hierdie ding wat jy gedoen het, is nie reg nie. As hy dan jou luister, en instem, dan is jy weer in goeie verhouding. Die woord sê ook dan, as hy nie wil luister nie, moet jy getuie bring. Psalm 69:9 sê, my eie broers ken my nie meer nie. Ek is vir hulle soos iemand uit 'n ander land. Wat sê die skrywer vir ons hier? Die skrywers, ons kan dit in twee kante vat. Of ons kan heeltemal sê, ek dink voordat ek verkeerd doen, ek gaan versigtig wees. Jou broers is dalk gewoond dat jy 'n opvleende man of 'n vrou was, en nou sien hulle hierdie verandering. Of dit kan sê, jy was goedgesind en nou het jy hierdie persoon geword. So kom ons neem ons eie lewe elke dag in aanskou en kyk hoe ons lewe ander mense beïnvloed en ook onsself. 1 Petrus 3:9 sê, wanneer mense slegte dinge doen aan julle, dan moet julle nie ook slegte dinge doen nie aan hulle nie, want wanneer mense slegte dinge sê van julle, dan moet julle nie ook slegte dinge sê van hulle nie. Nee, julle moet hulle seën, want die Here het julle gekies om ander mense te seën. As julle dit doen, sal hy julle seën. So kom ons kies dan om mense te seën en nie te vloek nie, want die Here sê, as ons dit doen, sal hy ons ook seën.
Ja, kom ons kyk 'n bietjie verder, Psalm 69:19. U moet nader kom na my toe en my vry maak. Ek het vyande, u moet my red. Matteus 6:14-15. Wanneer ander mense verkeerd doen teen julle, dan moet julle hulle vergewe. Dan sal die Vader wat in die hemel is, julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, dan sal julle Vader in die hemel julle ook nie vergewe, wanneer julle verkeerd doen nie. So dit is weer eens hierdie opdrag, vergewe, sodat jy vergewe kan word. Psalm 69:20. U weet self dat hulle my spot en my verneder en my beledig. U weet wie my vyande is. Hier sê Dawid ook weer dat hy het 'n keuse gehad om aanstoot te neem, omdat mense hom spot, vernedig, beledig, maar hy gee dit alles oor in God se hande. Romeine 14:13. Die gelowiges wat 'n sterk geloof het, moet ophou sê die gelowiges wat 'n swak geloof het, doen verkeerd. En die gelowiges wat 'n swak geloof het, moet ophou sê die gelowiges wat 'n sterk geloof het, doen verkeerd. Ons moet besluit om nie dinge te doen wat ander gelowiges sonde laat doen of wat hulle ophou laat glo nie. Baie keer sien ons neer op ander mense. Partykeer dink ons, ek is so geestelik. En baie keer is dit maklik vir iemand om te preek vir 'n ander mens. Maar as jy vir jouself moet preek of as jy jou eie sonde moet ontbloot, is dit nie so altyd so maklik nie. So kom ons leer om nie te diskrimineer nie. Maar as jy iemand kry wat swakker geloof het, om daardie persoon te probeer opbou en te probeer help. Psalm 79:12. Here, u moet aanhou om ons bure te straf, omdat hulle u beledig het. Hier leer die skrif vir ons dat wanneer God se eer in gedrang is, dan kan ons opstaan. Dan moet ons vir God intree, maar nie vir ons eie nie. En as ons eie dinge swaar kry, gee dit net vir die Here. Lukas 17:3-4 sê, julle moet mekaar goed oppas. As 'n ander gelowige sonde doen, dan moet jy met hom praat. En as hy sê hy is jammer, dan moet jy hom vergewe. En as hy 7 maal op 'n dag sonde doen teen jou en 7 maal na jou toe kom en sê ek is jammer, dan moet jy hom vergewe. In 'n werksplek dan kry die mense verskillende dissiplinêre stappe wat geneem moet word. Ons neem gewoonlik begin dit met 'n mondelinge waarskuwing en dan is dit 'n eerste oortreding waarskuwing, soos ons in Engels sê written warning, en dan is dit 'n tweede ene, en dan is dit 'n finale ene, en dan is dit ontslag. Maar ons sien hier in die Bybel dat die Here is so genadig dat hy ons as mens soveel keer vergewe. Nou sê ek nie, jy moet aanhou verkeerd doen en verwag die mense moet jou net vergewe nie. Ja, die Here sê ons moet, maar kom ons gaan dan en ons werk hard daaraan om nie weer dieselfde foute te maak nie. Dit is tog ook hoe 'n werkstelsel werk. Dit is om jou te leer om aan jou foute te werk. Daarom gee hulle jou nog 'n kans. So kom ons gee mekaar kans, kom ons gee onsself kans om aan ons foute te werk, maar ons moet daadwerklik daaraan werk. Psalm 119:22 sê, u moet keer dat mense my nie spot en verneder nie, want ek doen wat u sê. Die Here leer vir ons, as ons sy insettinge en verordeninge volg, maak nie saak wat die mense sê nie, dit tel glad nie. Weer soos wat ons in die vorige program gesê het, die opinie van mense tel nie, maar die opinie van God tel. Jakobus 1:19-20. My vriende, ek is baie lief vir julle. Julle moet onthou, elke mens moet altyd gereed wees om te luister na God se boodskap, maar hy moenie haastig wees om te praat nie. Hy moet eers dink voordat hy praat. Hy moet ook nie haastig wees om kwaad te word nie, want wanneer 'n mens kwaad word, dan doen hy nie die dinge wat God wil hê hy moet doen nie. Aanstoot in die kerk, ons sien dit tog so maklik, dat mense so maklik aanstoot kan neem in die kerk. Mense spring rond van die een kerk na die ander kerk en hulle raak geestelike hoppers. Ons praat soms van springkane, van die een plek na die ander. Nee, kom ons leer liewerste, as iemand iets sê of iets doen of die prediker iets gesê het, moenie sommer net dink hy praat van jou nie.
maak die saak uit met die Here. Sê, Here, ek het nou nie lekker gevoel oor hierdie ding nie. En moenie net sommer reageer en iemand terugaanval op wat hy gesê het nie. Kom ons wees stadig om te antwoord. Kom ons dink, soos wat ek ook in die vorige program gesê het. Jesus het altyd gedink voordat hy geantwoord het. Soms het hy glad nie geantwoord nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God en die gemeente as jy aansluit by 'n kerk. So kom ons wees dan soos 'n ouer sy kind versorg ook. 'n ouer gaan nie die kind los en na ander kinders gaan haal nie. So is dit dieselfde. Wanneer jy deel is van 'n kerk, is jy deel van 'n liggaam. En jy moet mekaar verdra, jy moet mekaar help, jy moet verdraagsaam wees, want onthou, 'n kerk sit net vol mense soos ek en jy. Ja, ons wil ook, dis ook belangrik dat jy bid voordat jy aansluit by gemeente. Ons hoor baie keer soveel mense wat sê, soos Yvonne gesê, dit staan my nie aan by die pastoor gesê het nie, hy het gepraat oor tiendes en offers, hy het gepraat oor sonde en ek hou nie daarvan nie, hulle het te lank geprys en worship, so maak dit werklik 'n gebedssaak voordat jy aansluit by gemeente, want dis ernstig, jy gaan 'n covenant aan met daai kerk, met die gemeente, met die prediker, en hierdie kerk gaan nie oor jou of my nie, dit gaan nie oor my siening of jou siening, of wat ek wil hê, of wat jy wil hê nie. Dit gaan oor God se woord, God se mense, God se verhouding met sy kerk. So baie keer, ons praat nie hier van ernstige misdade, ernstige wangedrag nie. As dit 'n ernstige probleem is, gaan sien die pastoor, die dominee, die leraar, en praat dit uit. Maar ons moet aanpas by die woord. Die woord is nie daar om aan te pas by ons, dat ons maar kan uitdaal en bysit van die woord. Kom ons pas die woord toe op ons lewe. Die woord van God is die finale autoriteit in jou en my lewe. Ja, ons het verskil, ons het verskillende leringe, ons het verskillende opinies, maar God se woord is die finale autoriteit. Dit gaan oor God se woord. So gaan terug as jy nie saamstem met iets nie, bid daaroor. En soos ek gesê het, gaan spreek dan die pastoor of die dominee en sê vir hom, maak 'n afspraak. Moenie eers die hele kerk vertel, al die broers en susters, die pastoor of die dominee dit en dit gesê nie. Gaan na die pastoor, die persoon wat dit gesê het en spreek dit aan. Want baie kere veroorsaak dit skeringe. Elke ou wat jy dit mee deel, las 'n storieetjie by of sit 'n punt by en op die ou end is dit 'n baie lelike skering. Kom laat ons ook leer in hierdie tyd, ons tyd is min, dat ons werklik ons kleinlikhede, ons onbenullighede, ons verskille opsy sal sit en dat ons werklik tyd sal spandeer om God se aangesig te soek. As ons baie keer kyk na die kerk, daar's die verskil van die wêreld in die kerk nie, daar's soveel politiek in die kerk, daar's soveel lelike dinge, daar's soveel onmin in die kerk, en ons is veronderstel om God se voorbeeld te wees, God se liggaam, so kom ons los hierdie binnengevegte, ons laat nie toe dat die woord verdraai nie, ons laat nie toe dat dit aanpas by ons gewoontes nie. Kom elkeen van ons ondersoek jouself, as jy op 'n sondige diens bygewoon het, vra jouself af, wat het ek geleer, wat moet ek verander, wat moet ek om vergifnis vra, sodat elke keer dat jy jou hart sal voorberei as jy na 'n diens toe gaan. Baie keer val ons ook in 'n ontspanningsgewoonte, en ag, dis 'n klein sondetjie, dis nie so ernstig nie, of jy probeer die sonde vergoed, en ons moet leer om nie te stagneer nie. Ons is kinders van God, ons moet elke dag leer. So kom ons woon die kerk by, omdat dit ook 'n opdrag van God is. Ja, absoluut stem ek saam met Ansie daarby, want wanneer jy by die huis is en jy kyk op 'n TV na 'n boodskap of jy lees dit, het dit geen sins
dieselfde uitwerking nie. Wanneer jy kyk na vuur op TV, voel jy nie die hitte nie. Maar wanneer jy in die kerk is, voel jy die hitte en die beweging van die Heilige Gees. So vul die een die ander aan. Daar is verskillende gawes. En die Here gee vir ons elke gawe, elkeen 'n talent, soos wat hy dit goed dink. So, hoekom wil jy nie jou talent wat die Here vir jou gegee het, kom uitleef in die kerk nie, jou bydraer kom maak nie, want die een skakel by die ander een in. Daarom sê Hebreërs 10 vers 25, baie mense neem aan dat dit Paulus is wat Hebreërs geskryf is, maar die skrywer is vir ons heeltemal onbekend. Maar hy sê hier in Hebreërs, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party die gewoonte het nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoekom sê die skrywer dit so? Want hier hou ons mekaar se arms hoog. Daar by die huis het jy niemand wat jou aanmoedig nie, niemand wat jou help nie, niemand wat vir jou bid nie, niemand wat jou kan help wanneer jy swak is om jou arms hoog te hou nie. Onthou, ons het mekaar nodig. Daarom, hoe meer die dag nader kom wat die koms van die Here is, ons sien daardie horlosie is besig om uit te loop. As ons net kyk na die dinge wat aan gebeur is. So kom dat ons al hierdie ander onnuttige dingetjies weerstaan en los. Kom dat ons deel wees. Dit is God se opdrag. Hy het nêrens in die Bybel gesê jy kan maar in jou gemaksone sit nie. Ja, dis reg. Dis jou alleentyd wat jy ook met God moet spandeer. Ons moet alleen wees. Ons sien reg deur die Bybel dat almal het gebid en hulle het alleen in afsondering gegaan. Jesus het ook dit gegee, maar dan kom 'n tyd wanneer ons moet opgaan na die huis van die Here en samekoms mekaar se arms hoog hou en laat ons kan hoor, want die Here praat deur verskillende mense, deur profete, deur die predikers. Laat ons hoor wat die woord van die Here sê. Ja, dit is ook al wat ons nou het vir hierdie week. Lees die skrifte. Ons wil julle aanmoedig, as julle nie verlede week se program gekyk het nie, gaan op YouTube en soek dit onder Kruiskyk se link, gebedsversoeke met verlede week se datum, en luister na daardie program, want daardie program sluit aan by hierdie program. Hierdie ene sluit aan by daardie een, sodat julle breedvoerig kan verstaan waaroor ons hier praat. Aansien die versoeke vir die week. Ja, kom ons tree in vir ons verskillende kerke, gemeentes, en dan tree ons ook nog steeds in vir ons land, ons volk, ons regering. En kom, ons bid ook vir ons predikante, ons pastore, ons dominees, dat hulle werklik die woord van God sal verkondig. Nie hulle eie opinie, hulle eie storiekie, maar die woord van God. Kom ons maak oogies toe en dan bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om meer te leer van U. Dankie dat U vir ons gaan help om dieselfde gesindheid te hê wat Jesus gehad het, dat ons ander sal vergewe, ander sal vryspreek, nie so maklik betrokke raak by onbenullighede nie. Vader, ons kom in hierdie middag en ons wil vir U vra in hierdie dag, wees ons kerke, ons verskillende gemeentes, denominasies, wees ons genadig dat ons werklik die woord van God sal verkondig, die pastore, die predikers, die dominee, dat ons hande sal vat oor die breedte en lengte van ons land, dat ons 'n eenvormige kerk sal hê, Here, dat ons eie opinies, eie leerstelling sal begrawe en eenheid in die woord sal vind, eenheid in die woord sal soek, dat ons ook sal ophou met kerkpolitiek, dat ons vrede en liefde sal soek in die woord van God, en dat die woord van God die finale autoriteit in ons lewe, ons land sal wees. Ons bid vir ons regering, ons bid vir ons volk, ons bid vir ons leiers, dat hulle werklike ontmoeting met die lewende God sal hê. Here, dat ons sal verklaar dat Suid-Afrika 'n land sal wees, wat vir God dien, wat vir God aanbid. Ons prys en loof U. Dankie vir die voorreg wat ons het om hande te kan vat en saam te kan bid. Ons bid vir elke luisteraar daar buite, elke kyker daar buite, Here, dat hulle ook werklik hulle self sal ondersoek in hierdie tyd en sal vra, Here, waar staan ek met U? Waar staan ek met my medemens? Help ons, my Vader, vergewe ons en dankie vir die liefde en die genade. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus. Amen.
Baie dankie, onthou om julle versoeke vir ons te stuur, ons bid graag saam met julle, saam is die las soveel ligter. Totsiens tot 'n volgende keer. Totsiens van my kant af.